Mag julle welkom wees. Mag julle vrede kom vind. Mag sy genade vir ons genoeg wees. Amen. Heilige Vader, Here Jesus, hoe wonderlik om vanmôre in U huis by mekaar te kan wees. Here, om na U woord te kan kom luister, om saam tot eer van U naam te kan sing. Here, om in gemeenskap te kan wees met mekaar, maar ook met U. Vader, hoor ons as ons sing, hoor ons as ons bid. Praat met ons deur die woord en skyn die lig oor ons. Dankie Here vir oomblikke soos hierdie. Amen. My familie, soos ons gesê het nou net hier so saam met die kinders, gaan ons vandag bietjie stil staan in Johannes 14 en ons gesels bietjie also oor vanaf vers 1 tot en met vers 14. Ek lees vir ons hierso uit die 2020 vertaling uit. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, en van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so 'n lang tyd by julle, en het jy my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Net tot sover vanmôre. Die Heidelbergse Katekismus, wat een van die boustene van die gereformeerde tradisie is, in Sondag 1, so heel aan die begin van die katekismus, vra die vraag, wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord daarop is, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Familie, ons troos in hierdie lewe lê daarin, en dat ons behoort. Dat ons 'n plek het in Jesus. Dis 'n plek wat strek oor tyd en oor ewigheid. Ons het 'n plek hier in sy liggaam, in sy kerk en by die Vader. Nou verlede Sondag het ons oor min of meer dieselfde gedagte gesels toe ons uit Efesiërs 4 uitgesels het oor die feit dat elkeen van ons 'n onmisbare deel van die liggaam van Christus vorm. Jy is nie onnodig of oorbodig nie. Jy is nie maar net hier nie, jy is deel van die liggaam van Christus, verbind deur die Gees van God. En dan in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, kom Jesus en hy kom sê ietsie nog dieper eintlik as dit. Hy kom sê, as jy plek het in die liggaam, het jy plek by die Vader. Hy begin hierdie gedeelte met, laat julle harte nie ontsteld wees nie. In die ander vertalings dink ek sê dit, laat julle harte nie onrustig wees nie.
Jesus weet in hierdie oomblik dat sy disippels onseker is. Ons moet onthou dat hierdie gesprek tussen Jesus en sy disippels hier vind plaas voor die kruisiging en op hierdie stadium praat Jesus met hulle om hulle op 'n manier voor te berei op dit wat op pad is. Nou ons weet uit die verhaal uit dat hy van die begin af met hulle die waarheid gedeel het, die pad wat hy moet loop, gedeel het, maar ons sien in hulle manier van praat en hulle manier van dink dat hulle nie heeltemal verstaan het of begryp het wat Jesus vir hulle gesê het nie. Hulle verstaan nie hierdie woorde van hom van weggaan, van afskeid nie. En ek dink Jesus weet dit, hy besef dit en hy kom agter dat vir hulle is die toekoms donker en onseker. Maar hy sê nie vir hulle in hierdie gedeelte, man, weet julle, ek gaan nou weg, so maak julle maar plannetjies en reël julle onder mekaar hoe julle dit gaan regkry nie of wees maar net positief nie. Hy nooi hulle uit. Hy sê glo in my. Hy begin hierdie gesprek met sy disippels met 'n uitnodiging. Nie met oplossings of planne of met enigiets anders nie, maar met 'n uitnodiging wat na rus toe lei. Want net na hierdie uitnodiging wat hy vir hulle gee hy vir hulle en ek glo ook vir ons familie die belofte van rus, van vrede. Nou daar word 'n verhaal vertel van 'n weeshuis of 'n kinderhuis wat afgespeel het net na die Tweede Wêreldoorlog klaargemaak het. Waar daar hierdie verhaal vertel van hierdie kinderhuis in 'n stad wat omtrent platgevee is daar ergens in Europa met 'n klomp kinders in hierdie huis wat niks gehad het nie. Nie ouers nie, nie huise nie sekuriteit nie, niks meer oor gehad het nie. En die verhaal vertel dat al het die kinders elke dag kos gekry, het hulle plek gehad om te bly, het hulle mense gehad wat hulle versorg het die kinders verskriklik swak geslaap. Hulle harte was onseker, ontsteld gewees oor wat vorentoe gaan gebeur. En die verhaal vertel vir ons dat die kinders het verskriklike nagmerries gekry. Hulle was gereeld in die aande wakker en kon net eenvoudig nie tot rus kom nie. En toe het 'n sielkundige wat daar gewerk het iets voorgestel. Hy het gesê gee vir elke kind net voordat hulle gaan slaap 'n stukkie brood. Nie om te eet nie, om vas te hou. Net om vas te hou. En volgens die verhaal het die kinders daai aand op 'n manier begin slaap. Die volgende aand het dit beter gegaan en so het dit aangegaan totdat die nagmerries begin wegraak het, die angs het begin wegraak en die kinders het rustiger begin word. En iemand het op 'n kol toe nou die sielkundige gevra, maar verduidelik vir ons wat doen hierdie stukkie brood dan nou? En hy sê vir hulle, die oomblik as daai kind aan die slaap raak met die stukkie brood in sy hand, weet hy, ek het iets vir môre. Iemand gee vir my om. Môre gaan daar iemand wees wat vir my omgee. Môre gaan ek iets hê om te eet. Ek het 'n plek waar ek behoort. Ek is nie vergeet nie. En familie, ek dink soos daai kinders in die verhaal, leef ons ook maar baie keer met 'n geweldige onrus in ons. Wonder ons ook baie keer of daar vir ons 'n plek is in die wêreld, in die gemeente, in God se koninkryk. En ek dink baie keer is ons harte ontsteld en ons worstel met vrae oor die sin van alles, oor ons plek in alles. Maar dan sê Jesus vir ons vanmôre in hierdie gedeelte, hy sê, maar ek gee vir jou meer as 'n stukkie brood. Ek gee myself. Ek, sê hy, is die brood van die lewe. Hou aan my vas. Glo in my, nooi hy ons uit en kom tot rus. Vers 2 en 3 is Jesus besig met sy disippels om te sê, maar ek gaan om vir julle hierdie plek te gaan voorberei. En hy gebruik 'n baie bekende beeld, 'n beeld wat almal van ons ook vandag ken, die beeld van 'n huis. En nie net sommer enige huis nie, maar die huis van die Vader. En hy sê, in hierdie huis is daar genoeg plek vir elkeen wat in hom glo.
Nie net vir sekere uitgesoektes of vir groot gelowiges, sterk gelowiges nie, maar vir elke gebroke stikkende mens wat net met 'n korreltjie geloof aan hom vashou. En Jesus sê nie net, hoorie, daar's die huis, daar's vir julle plek nie. Hy sê ek gaan om vir julle plek te gaan voorberei. Dis 'n persoonlike uitnodiging. Dis doelgerig. Die kruis en die opstanding en die hemelvaart is persoonlik tot elkeen van ons gemik wat aan hom glo. Jou plek daar is nie iets wat jy moet verdien nie. Dis 'n plek wat vir jou voorberei is deur Jesus self. Vers 6 antwoord hy sy disippels wanneer hulle vir hom met nog vrae probeer vasvra. Hy sê ek is die weg. Ek is die weg. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En dit is nie 'n uitsluiting van sekere mense, dis 'n uitnodiging. Dis 'n duidelikmaking van ietsie. Daar is 'n pad tot by die Vader en daai pad het 'n naam. En daai pad se naam is Jesus. En deur hom kry jy toegang. Deur hom ontvang jy die waarheid, deur hom leef jy werklik. En omdat jy hom ken, sê hy, ken jy alreeds die Vader? Want dis die volgende vraag wat Filippus vra. Maar Here, wys vir ons die Vader. Ons wil hom sien. En Jesus sê dan, julle ken my. Want Jesus is die sigbare beeld in die wêreld van 'n onsigbare God. In 'n wêreld vol van godsbegrippe en godsverstane, kom wys Jesus in wie hy is en wie hy was. Die Vader is nie ver weg nie. Hy is naby en jy ken hom want jy ken vir Christus. 'n Familie soos die kinders in daai weeshuis geleer het of in daai kinderhuis geleer het om weer te vertrou, so leer ons ook om weer te kan glo. So leer ons ook om weer te kan sê, ek is nie alleen nie, ek behoort, ek is geliefd. Die laaste gedeelte van ons teksgedeelte is 'n interessante gedeelte, want dit is 'n stuk wat ons moet wakker maak. Jesus sê, dat dit wat julle gaan groter dinge doen in my naam. Dit wat julle van my vra, dit sal ek vir julle doen. Net na hierdie gedeelte wat hy vir ons van ons plek verseker. En om 'n plek te hê, familie, beteken nie jy sit en wag nie. Dit beteken jy leef met 'n doel. Jy het 'n plek in Christus se liggaam. Jy dien, jy bid, jy getuig, jy leef hierso. En die plek wat vir ons beloof word by die Vader, moet ons hier en nou tot aksie dwing of roep. Dit moet ons tot beweging bring in hierdie wêreld waarin ons leef. Want die sekerheid van dit wat ons reeds het, moet maak dat ons dit hier en nou met ander wil deel. Familie, ons kan vashou aan 'n troosbelofte van die Here af vanmôre. Verlede week het ons gehoor, jy het 'n plek in Christus se liggaam. Jy is onmisbaar in die gemeente van God. Vanmôre hoor ons, jy het 'n plek in die Vaderhuis. Dit word vir ons beloof, dit word vir ons voorberei. En vanmôre kan ons hoor dat die Here vir ons sê, jy het rus vir jou hart. Wanneer Jesus in vers 1 sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in my. Soos die kinders in daai verhaal met brood in die hand geslaap het, familie, mag jy vandag aan Jesus vashou. Mag jy aan die brood van die lewe vashou en rus in die sekerheid, ek is nie alleen nie. Ek is op pad huis toe en daar is plek vir my. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, Vader, wanneer ons nou weer hier uit die kerk uit gaan in die wêreld in, Here, daar waar ons leef en werk en besig is en die lewe soms so vinnig by ons verbygaan. Help ons, Here, om aan hierdie belofte vas te hou. Here, aan die belofte dat U vir ons elkeen persoonlike plek voorberei het. Mag ons, Here, ons vrede in U kom vind. Mag U ons harte tot rus bring. Mag U ons die pad wys tot by U. Here, dankie vir U goedheid, vir U sorg. Mag ons dit ook verder beleef in hierdie week, hierdie tyd wat vir ons voorlê. Here, seën ons en bly by ons. Dankie vir U liefde. Amen. Mag die genade, die vrede, die liefde van die Here in jou wees en deur jou gaan. Mag sy lig op jou pad skyn en mag jy altyd weet, ek het 'n plek. Die Here sal jou seën en hy sal met jou wees. Amen.